Baie welkom. Vandag wil ek eerlik met jou praat oor iets wat baie mense stilweg dra. Oor hulle twyfel, oor vrae wat hulle vra oor hulle geloof, oor daai oomblik wanneer geloof begin voel eerder soos 'n las as wat dit 'n gawe is. Dis vrae wat mense nie hardop vra in die kerk nie, maar baie mense dra alleen in hulle gedagtes aan hierdie vraag. Is dit werklik waar? En waar is God wanneer hierdie dinge swaar is? As jy al ooit so gevoel het, dan is hierdie gedeelte vir jou. Ons gaan vandag saam stap in 2 Petrus 1. In hierdie video gaan ons saam 3 dinge doen. Ons gaan kyk na waar hierdie teks van 2 Petrus 1 pas. Ons gaan luister na waar die teks self oor God, geloof en die waarheid praat. En ons gaan eerlik praat oor hoe hierdie teks soms verkeerd gelees kan word. En dat dit soms mense op daai manier seermaak eerder as wat dit genees. My gebed is dat hierdie Bybelstudie jou nie net in jou kop sal voed nie, maar jou hart ook sal versterk. Dankie dat jy kyk. Welkom by NG Weerdepark se aanlyn bediening. En hierdie is Bybelstudie. Twee Petrus is geskryf in 'n moeilike tyd. Die eerste ooggetuies van Jesus was besig om weg te val. Mense soos Petrus was self bewus daarvan dat sy tyd uitloop en Jesus het nog nie teruggekeer nie. En hoe langer hierdie wagtyd geword het, hoe harder het nuwe stemme begin praat. Hulle het gesê julle hoop is te lank uitgestel of dis net stories wat mense vir mekaar vertel het om te oorleef. Mense het begin twyfel. Nie omdat hulle skielik ongelowig geword het nie, maar omdat die wagtyd lank geword het. Hierdie beloftes lyk stadig. En ander stemme het gesê, waar is hierdie Jesus nou? Waar is die koninkryk waarvan julle praat? En is dit nog die moeite werd om te glo? Om getrou te leef? Om aan te hou hoop? In hoofstuk 1 bou Petrus se fundament. Hy sê julle geloof rus nie op emosie nie, nie op tradisie nie, nie op druk nie. Dit rus op openbaring van God. Vers 16 tot 21 staan dan presies hierso, waar hy wys hoekom hierdie evangelie betroubaar is. Petrus begin so. Ons het ons immers nie op vindingryke fabels verlaat, toe ons die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus aan julle bekend gemaak het nie. Hierso gebruik hy baie sterk taal. Vindingryke fabels beteken slim uitgedinkte stories, mooi verpakte idees of godsdienstige vermaak. In ons tyd klink dit soos opium for the masses. In die antieke wêreld was daar baie rondreisende filosowe en hulle het stories vir geld vertel, vir status en vir invloed. Hoe beter jy kon praat, hoe meer volgelinge het jy gekry. En Petrus sê, ons is nie daardie tipe mense nie, ons verkoop nie geloof nie, ons bemark nie Jesus nie. Hy sê, ons was ooggetuies van sy ontzagwekkende grootheid. Met ander woorde, ons praat nie uit teorie nie, ons maak nie mooi stories nie, ons praat uit ontmoeting, dit wat ons gesien en beleef het. En dan verwys hy na die transfigurasie, daardie oomblik op die berg, waar Jesus se heerlikheid oopbreek, waar God self sê, hy is my seun, my geliefde seun, in wie ek my verbly. Dis nie net 'n emosionele hoogtepunt nie, dis 'n verbondsbevestiging. God sê, hierdie is my gesalfde, hierdie is my koning. Die transfigurasie is 'n voorskou van die nuwe skepping. 'n Oomblik waar hemel en aarde raak, thin places. Teologies sê Petrus, ons glo nie omdat ons vasbyt nie, ons glo omdat God homself oopmaak aan ons. Vandag leef ons in 'n wêreld vol menings, vol my waarheid of vol filters en algoritmes. En hier sê God, my waarheid is nie 'n produk nie, dis openbaring. Vers 19 sê iets besonders. En daarom beskik ons oor die profetiese woord wat nog vaster staan, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn.
Dis een van die mooiste beelde in hierdie brief. Dis nie 'n stadionlig nie, nie 'n spotlight nie, nie die son nie, 'n lamp. In die antieke wêreld was 'n lamp 'n klein olielampie. Dit het 'n paar meter voor jou lig gegee, net genoeg om nie te struikel nie. En Petrus sê, dis hoe God se woord nou vir julle is. Nie alles is helder nie, nie alles is opgelos nie, maar dis genoeg om aan te hou stap. Ons leef tussen belofte en vervulling, tussen kruis en opstanding, tussen nou en eendag. En dis hoekom geloof soms broos voel. Dis hoekom mense soms moeg raak. Dis hoekom party twyfel. En dan sê Petrus verder, totdat die dag aanbreek. Met ander woorde, hierdie donkerte is nie permanent nie, die wagtyd is nie vernet nie. Dan kom hierdie sterk beeld, die môrester opgaan in julle harte. In die ou wêreld was die môrester die laaste ster wat jy sien voor sonsopkoms, en dit was die teken die nag is amper verby. Petrus sê, Christus is daardie môrester. Nie net eendag in die hemel nie, maar reeds nou in julle harte. Met ander woorde, God werk reeds binne jou. Al lyk jou omstandighede nog donker, dis nie goedkoop optimisme nie, dis verbondshoop. Dis hoop wat rus op God se trou. Vir mense wat moeg is, verward is of seer het, sê hierdie teks, jy stap nie alleen nie. Jy stap met lig en die dag is op pad. Nou kom ons wees eerlik, hierdie teks is al baie misbruik. Vers 20 sê, geen profesie in die skrif berus op eie uitleg nie. Party mense het gebruik om vrae stil te maak, om twyfel op sy te sit, om gesprek te stop. Hulle sê, moenie dink nie, moenie vra nie, moenie worstel nie. Maar dis nie wat Petrus hier bedoel nie. Hy praat met mense wat die Bybel verdraai het, om hulle eie agendas te regverdig. Niks niets onder die son nie. Dis soos iemand wat 'n kaart skeef hou, sodat almal sy rigting moet volg. Nog 'n misbruik kan wees, party sê, my ervaring is belangriker as die skrif. Alles word gemeet aan wat ek voel, aan die vibe, aan die oomblik, aan my ervaring. Anders sê, die skrif is belangriker as mense. Daar's geen ruimte vir vrae nie, daar's geen ruimte vir pyn nie, daar's geen ruimte vir konteks nie, of jou ervaring nie. En albei maak seer. Albei breek vertroue. En albei steel genade. Petrus wys vir ons 'n ander pad. En hy sê dit so. Mense het gepraat soos die Heilige Gees hulle gelei het. Met ander woorde, dit was nie perfekte mense nie. Nie foutlose stemme nie, nie geestelike superhelde nie. Dit was gewone mense wat geleer het om te luister. En toe te praat terwyl God hulle dra. Die skrif word dus in afhanklikheid gelees, in gebed, in gemeenskap, in nederigheid. En hier sien ons balans, ervaring, plus die skrif onder die Gees in gemeenskap. Dis genade. Dis nie beheer nie, dis nie chaos nie. Nou wat neem ons saam? Hierdie teks sê vir ons, jy glo nie op sand nie, jy glo op 'n rots. Jy leef nie in totale donker nie, jy het lig. Jy wag nie verniet nie, die dag is aan die kom. En jy hoef nie alles nou te verstaan om getrou te leef nie. Miskien is jou uitnodiging vandag eenvoudig. Hou aan stap, hou aan lees, hou aan vertrou. Mag Christus die môrester in jou hart helder word. Genade en vrede vir jou.